Ek wil vir julle 'n gedeelte lees in Esegiel 16 vers 6 wat sê: En ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef. 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 Halleluja. Leef. Yes. Here, baie dankie dat ons vanmôre so intens bewus kan wees van die krag van die Heilige Gees wat in hierdie gebou is, Here. En daarom vra ons dat U ons harte en ons ore sal besny vir die waarheid, Here, want U woord is en bly die waarheid. Amen. Halleluja. Amper is my preek weer eens daarmee heen, because He poured in the oil and the wine and I was bleeding and dying. Prys die Here. Jy weet, ek sê baie vir my liefling, die ou mense was baie slim, baie slim. Hulle het die wonderlikste idiome uitgedink. Ek dink nie ons geslag, ek weet nie, ek het bietjie voeling verloor met werklik wat in die literêre wêreld aangaan, maar ek weet nie of ons nog idiome skep nie. Maar hulle het byvoorbeeld gesê, hy laat die aap uit die mou. En toe wonder ek nou, waar kom dit vandaan? En toe gaan doen ek nou navorsing, because Google is my best friend. En klaarblyklik het dit in daai jare, toe die slim mense die idiome gemaak het die koninklikes daarvan gehou, om apies aan te hou vir troeteldiere. Nee? En dan koninklikes en adellikes het mos nou uitrustings aangehaad met wye moue. En hierdie ou apie, ek weet nie hoe dit daar geryk het nie, het daar opgeklim en daar gaan sit. En dan eers as die koninklike of adelike sy arm oopmaak, dan sien die res van die volk, oh, daar was 'n apie, dan sê apie uit die mou. Slim, nee? Laat die aap uit die mou uit. 'n ander interessante een vir my is, hy het die lepel in die dak gesteek. Ek kon glad nie daai kloukie by die oortjie bring nie, daar gee ek nog mooi ene. Maar blykbaar, ook in daai tye toe die mense nog slim was, het elke ou sy eie eetgerei gehad. My mes, my vurk, my lepeltjie, my klein lepeltjie, my groot lepel, my soplepel, my paplepel, my puddinglepel, elkeen sy eie een. En dan, wanneer Piet of Koos of Klaas of Susara nou oor hulle is, bygelowige mense gewees, wil niemand met daai eetgerei eet nie. Moenie lag nie, julle is almal lekker bygelowig. In die week, terwyl ons op vakansie is en siek is, vertel hy vir my, hoe hy as 'n jong man geld in die hande gekry en 'n Jetta Fox gekoop. Kan julle die Jetta Fox is nog onthou? Oulike karretjies gewees. Hy kry hom vir 'n bargain, want jy sien hy was in 'n ongeluk, maar hy's mooi reggemaak. Jy kan nie eers met die blote oog sien dat hy reggemaak is nie, maar die insittendes is oor hulle. En nou verkoop hy dit teen 'n wins, R3000 wins, want ek praat van 30 jaar terug. Was dit baie geld? Is vandag nog baie geld. R3000 wins. En die mense wil dit koop, want dit is 'n goeie prys vir hierdie Jetta Fox. En dan gaan doen hulle navraag op die Natus, en dan kom hulle terug, sê hulle nie, dankie, hulle soek nie die karretjie nie, daar's mense oor hulle in daai karretjie. Ons is 'n bygelowige nasie, hoor, jy kan nie eers 'n bargain vat nie, want jy's bang vir die mense wat aan dood is. Maar nou het elkeen sy ou eetgerytjies gehad, en Piet is nou daarmee heen, ek hoop nie is 'n Piet nie, en dan word die eetgerytjies weggesteek op die solder. Waar is die solder? In die dak. Wat het van Piet geword? Nee, sy lepel is nou in die dak weggesteek, en nou het dit so maklik geword in die volksmond, hy het lepel in die dak gesteek. Maar die een wat so mooi vir my vanmôre pas by hierdie kragtige skrif wat die Here my gegee het, is, sodra die vark vet is, vergeet hy van die modder. Is dit nie awesome nie? Jy weet, ek is 'n observeerder. En ek is glad nie vreeslik oplettend nie, maar ek is 'n observeerder. Gaan figure dit by die huis uit. En ek hou daarvan om mense dop te hou in sekere situasies en in sekere omstandighede, en telke male het ek dit ervaar dat ons as mens feilbaar, nietig en klein soos ons is, vergeet tog so maklik dat daar 'n dag was
wat ons ook in ons bloed geleen spartel het. Geleen spartel het, gesnak het na asem, nie kon sien nie as gevolg van die klonte wat in ons oë was, nie kon asem kry nie, en 'n magtige opperwese, 'n heilige koning, die God van nie al die godes nie, daar is net een God, het neergebuig, en hy het gesien, hier lê Betty in haar bloed en spartel, en in sy groot genade het hy gesê, leef, halleluja, en ek het geleef. Want ons vergeet, man. Want sien toe ons nou daar opkom, en ons so 'n bietjie mooi gewas is, en jy kan self verder in Esegiel 16 gaan lees, God praat hier van die Israeliete, wat 'n wonderlike volk, en hoe wonderlik het met hulle gegaan, het fyn linne het hulle gedra, hulle het opgegroei, hulle het beter geword, het hulle vergeet van die dag, toe daar in bloed gespartel was. En wanneer ek dan nou so observeer, dan deel ek in myself 'n grappie. En dit is net intelligente mense wat dit kan doen. Want intelligente mense hou vergadering met hulle self. My skoonpa doen dit baie, en glo my, hy sê nie, want hy het vir ons Einstein gegee. Ek is baie ernstig. Ek wil vir julle sal hierdie preek nooit vergeet nie. Ek wil julle iets eenvoudigs vertel. Ek kan nie net 'n eenvoudige gesprekvoering met my geliefde aangaan nie, want as ek vir hom nou wil sê, dis 'n pragtige dag buite, dan moet ek dalk begin by aardverwarming en so iets. En dan het hy onderskeiding, en dan sê hy dadelik my, waarmee is jy besig? En partykeer as ons nou weet, julle eentjie gaan ry, dan dis die waarheid, dan dink ek vooruit aan slim goed wat ek met hom kan praat. Want as ek die regte vraag vra, nee, dan kry ek 'n goeie lesing, genien, met skrifte, die hele werke, punt vir punt uiteengesit. En so moet ons weer eendag ver reis, en ek besluit, daar is regtig iets wat my pla, 'n skrif in die Bybel, en ek gaan net wag, dat ons net uit die ergste verkeer is, en die pad lekker oop is, en ons nou ontspan, net, ons kan nou agteroor sit, en die gesprekvoering kan gebeur. En hy sit langs my, voel tog onskuldig, hy weet nie wat kom nie. En toe ek sien, as die pad nou oop, sê ek vir my liefling, die woord van die Here sê, soek allereers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die ander dinge, sal vir jou bygevoeg word, en ek voel, ek soek regtig die koninkryk van God, waar is al die ander dinge? Ouens, daai kar kom amper van self tot stilstand, want ek bestuur. Hy gee vir my 'n preek, dat ek voel ek stop hy kar, en ek klim af daar in die grondpaadjie, en ek bekeer my voor die Here. Hy sê, want jy soek al die ander dinge, en dit is hoekom jy die koninkryk van God soek, bekeer jou en kom reg. Doodse stilte tot by die volgende plek. Einstein, jy vra nie net vir my vraag nie. Het gaan eendag in die ewigheid teen my tel, dat ek met hom getroud was, die Here gaan vir my sê, jy het geweet. Chris Marx het jou vertel. Maar so terwyl ek dan nou observeer en by myself lag en dit geniet, vind ek eendag 2 mense sit en gesels. Ek's besig om koffie te maak, die tweeetjies sit daar by die tafel, is daar in die Kaap. En een is 'n vrou en sy het net so lang van hy dun sigaretjies, so in haar vingers. Die blou wolke staan so. En sy sê vir die ander vroutjie, ek kan nie verstaan dat die pastoor toelaat dat so en so koordans daar voor in die kerk met sy rookasem nie. Ek laat val die koppies. Ek sê gou weer. Sy sê, kan nie verstaan dat die pastoor toelaat dat so en so daar voor in die kerk koordans met sy rookasem nie. Ek haal diep asem. Ek sê gou vir my, want ek ken haar. Het jy gisteraand gebid voor jy gaan slaap het? Ja! Trek haarself sommer reg. Ek sê,
hoe begin jy jou gebed, want ek het haar al gehoor bid. Sy sê, ek het die gewoonte, om elke gebed te begin met, loof die Here, want hy's goed. Ek sê, met daai rookasem van jou, Goeie amen. hey, my broer, ons soek hy splinter, nee, ons het 5 vergrootglase, maar hy balk, nee, hy swaai al hy vergrootglase uit die pad uit, want ons het vergeet die dag, toe ons in ons bloed gelê en spartel het, en God in sy genade gesê het, leef, en ek wil het vanmôre uit die oor die uitroep, leef elke dooie omstandigheid, elke dooie saak in jou lewe, leef in die naam van Jesus, want daar was bloed betrokke, 2000 jaar gelede, baie bloed, en net 1 druppel was genoeg vir my, halleluja, baie bloed, maar 1 druppel het my siel gered, halleluja, toe dit hier in my vuil verrotte wese inval, en het begin oopgaan, en het word groot, toe sê ek, Here, U laat ons lewe, halleluja, en vanmôre, gee ek nie om, of jy reeds lank leef, en daar moontlik iewerster in jou lewe ietsie ingeslyp het wat besig is om te spartel in bloed nie. En jy weet, elke keer as ek bloed sien, onthou ek hoekom het ek nie 'n dokter geword nie. Ek doen nie goed nie. My kind hardloop eendag by my in, so. Hy sê, mamma, ek het myself raak geslaan met die byl. Ek sê, moet net nie wegvat nie. Want solank ek niks sien nie, kan ek opryk, dat ek net eers die dokter bel. En ons kom terug van die dokter af, 'n steek en allerhande goed, en my ma sê, is jy alright? Hy sê, die dokter moes my ma behandel, nie vir my nie. So wanneer hierdie bloed in jou lewe begin manifesteer in omstandighede, en jy voel, jy kan nie eers daarna kyk nie. Met permissie gesê, soms is dit al so dood. Dit begin al ryk. Ja, kom op. Wil ek vanmôre vir jou sê, jy besef nie die autoriteit wat jy in die naam van Jesus in jou lewe het nie. Hy wat vir jou gesê het, leef, sy gees, leef nou binne in jou en gee jou daai krag en daai mag om oor elke dooie en sieklike omstandigheid, kyk hom vanmôre in die oë, kyk hom in die oë, sê vir hom jou vyand, jy wat in jou bloed spartel, in die naam van Jesus, leef, halleluja, leef, halleluja, leef, halleluja, en jy sal die getuienis vir ons kom bring, dat terwyl ons hier besig is om te sit, Sababarkli Andasa, is God besig om verhoudings te herstel, is God besig om in jou bankrekening in te beweeg, halleluja, is God besig om jou kinders te swaai, halleluja, is God besig om oor alles uit te roep, leef, halleluja, amen.